Die heel eerste man in die Bybel se naam was Adam. Nou God wie hom gemaak het uit die stof en grond, het hom nie Adam gedoop nie. Sy naam was man, soos ons in Genesis 1:26 sien, of lewende siel, soos ons in Genesis 2:7 sien. Die Hebreëus van man is egter Adam, maar die eerste keer waar die naam Adam in die Bybel voorkom, is in Genesis 4:25, toe hy weer by Eva geslaap het, om sy derde seun Set te verwek. Nou hier is iets interessant in Genesis, wat jy waarskynlik nie geweet het nie. Kyk net hoe wonderlik is die Bybel as jy hierna luister. Kyk na die eerste 10 name van mans in die Bybel, is nou Kain en Abel uitgesluit. En kyk wat hulle name in die Hebreëse taal beteken. Dit sal jou wys hoe volmaak die plan van God is. Adam beteken man, Set beteken aangestel, Enos beteken sterflike, Kenan beteken droefheid, Mahalalel beteken geseënde God, Jered beteken sal afkom, Enoch beteken lering, Methuselah beteken sy dood bring, Lamech beteken wanhoop en Noag beteken rus. As jy hierdie name almal in een sin sit, sê dit: die mens is as sterflik aangestel met droefheid, maar die geseënde God sal afkom en leer dat sy dood die wanhoopige rus bring. En net om iets duidelik te maak, wanneer ons praat van wanhoopige rus, beteken dit dat God ons gevoel van vrede en verligting bied, selfs te midde van wanhoop of moeilike omstandighede. Hierdie gee jou die hele plan van verlossing met die eerste 10 name van die mans in die Bybel. Het dit al by jou pos gevat dat God se plan is om die hele wêreld deur Jesus te red?